afgelope paar weke het ons tyd spandeer aan die 6 Sailing Essentials. En die reeks se naam is eintlik die Geeslewe. So ons het dit die Geeslewe genoem, maar ons het die universele 6 beginsels gevat wat seilvaarders geleer word en dit gaan toepas in wat Jesus sê in Johannes 3 vir Nicodemus. Jesus sê vir Nicodemus, die wind waai. Jy weet nie waar dit vandaan kom nie, jy weet nie waar jy dit gaan nie. Jy verstaan dit nie. So Jesus sê vir Nicodemus, daar's 'n geeswêreld beskikbaar wat realisties is en wat bestaan en wat daar buite is en om jou is en oral is. Jy weet van die wind, maar jy verstaan nie waar vandaan dit kom en waar jy dit gaan nie. En dan sê hy, en so is almal wat uit die gees gebore is. Dis wat die Afrikaans sê. Wat dit beteken is, almal wat uit die gees gebore is, vir jou is onverstaanbaar. En wat Jesus vir Nicodemus probeer verduidelik hier is, mense wat in die gees wandel, is baie dikwels onverstaanbaar vir mense wat nie in die gees wil wandel nie. En as 'n klomp goed wat gebeur met mense wat van buite af inkyk, of wat nie belangstel nie, of wat nie die wedergebore, geesvervulde lewe in wil wandel nie. In die eerste plek, Paulus sê, die dinge van die gees is dwaasheid vir die vlees. Het jy al agtergekom dat iemand sukkel om te verstaan wat jy vir hulle sê jy beleef het, jy by die Here gehoor het? Of wat jy ervaar binne in jou gemoed? Of wat jy gewaar het in een of ander byeenkoms? Of waarvan jy bewus geraak het terwyl die Here met jou pad stap? En mense kyk baie keer daarna of luister daarna of hoor jy vertel so iets en hulle kan nie glo wat hulle hoor nie. Nog nooit in my lewe so iets gehoor nie of hierdie is weird, hierdie is awkward. Dis dwaasheid vir die vlees. Foolishness vir die vlees, sê die woord. Nou, Jesus praat met Nicodemus, wat eintlik 'n kerkman was. Nicodemus was in die kerk, hy was 'n kerkman gewees, hy was die priester gewees in die kerk in Jerusalem van die Jode, so is 'n ou wat teologie onder die knie gehad het, dis 'n ou wat die kerk verstaan het, dis 'n ou wat baie jare gedien het in die kerk. En Jesus sê vir Nicodemus, ek sê vir jou, moet jou nie verbaas dat ek vir jou sê jy moet wedergebore word nie. Moenie verbaas wees hieroor nie. Jesus sê reguit vir hom, want moenie verbaas wees dat ek vir jou sê jy moet wedergebore word nie. En dan sê Jesus vir hom, die wind waai waar hy wil. Die wind waai, en hy's besig om te waai. Jy hoor hom, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy nou pad is nie. Met ander woorde, jy kan nie die missie en die wil van die Gees verstaan, jy kan nie die rigting van die Gees verstaan as jy nie uit die Gees gebore is nie. Dis die gedeelte waarin Jesus vir Nicodemus sê, jy moet wedergebore word. Jy kan nie net op hierdie pad beland nie, jy kan nie sommer net hier in hierdie pad besluit, ek stap nou hier af nie. Nou goed, as jy geïnteresseerd is in die res van die reeks, gaan luister 'n bietjie aanlyn, alles is daarop en jy kan dit gaan deurwerk, maar hierso is die universele beginsels vir seilvaarders, waarin seilvaarders wêreldwyd opgelei word, is hierdie beginsels, en jy sal sien hoe kom ons dit gebruik het. Sailing Essential 1, sogenaamd, sê, jy moet wind aware wees. Goed, wind aware, dis die hoogste prioriteit vir iemand wat met 'n seilvaart wil vaar, wat van punt A na punt B wil kom, en die beginsel hier is eintlik om te leer hoe om windenergie om te skakel in bewegingsenergie. Goed, dis eintlik dieselfde ding. Goed, maar windenergie wat altyd beskikbaar is om te skakel in bewegingsenergie. En die belangrikste beginsel is om bewus te wees. Bewus te wees. Jy kan dit gaan interpreteer in jou geestelike lewe of in die geeswêreld. En uit die hart van die saak, ek dink meeste van ons sal saamstem, is daar niks belangriker as om net te bewus te wees nie. Ek kan op enige ander plek begin nie. Ek moet bewus wees dat die Gees van die Here is betrokke of is besig, is aan die werk, is naby. Iemand wat nie bewus is van die Gees nie, mis die Gees heeltemal. As ek nou met jou oor wind praat, want Johannes 3 praat oor wind, Jesus praat met Nicodemus, as ek met jou oor wind praat, is dit dalk vandag die eerste maal wat jy aan wind dink, want dit was 'n relatief windstil dag gewees in die Vrystaat. So, miskien het jy vandag nog nooit aan wind gedink nie. Wind. Wie het van wind gepraat? Goed, dis unawareness. Dis unaware. Goed, so, as dit 'n baie winderige dag is en dit klink of jou dak gaan afwaai of die bome gaan omwaai, soos onlangs in die Kaap, dan gaan jy wind aware wees, nee, jy gaan agterkom, hier gebeur dit weer, hier kom die wind weer, ons hoop die res van die bome bly staan, en dan sê jy, en skielik is jy aware. Wat doen iemand wat aware is? Hulle maak aanpassings in hulle lewens. Iemand wat dan bewus is dat hier kom die wind weer, en laas keer was dit erge wind geweest, gaan nie met sy seilbootjie op 'n dam ry daai middag nie. So jy gaan aanpassings maak in jou lewe, jy gaan jou lewe belyn volgens jou awareness. Dis wat ons doen met awareness. Enigiets waarvan ons aware gemaak word, bewus gemaak word, het invloed op ons lewens, invloed op ons besluitneming, invloed op ons volgende aksies. Ons pas ons lewens aan volgens dit. Goed, so die eerste beginsel is wind awareness, en dit beteken die wind waai. Eenvoudig, die wind waai. Die vraag is, weet jy dit? En die volgende vraag is, wat maak jy daarmee? Goed, so dis die enigste element in die geeslewe buite my eie wêreld, buite my persoonlike wêreld waarvan ek moet bewus wees.
Goed, daar's niks anders in die geeslewe wat ek moet navigeer wat van buite af inkom nie, geen ander invloed nie. Dis slegs die gees. En hierdie is goeie raad. Miskien het jy vrae oor die geeswêreld, miskien het jy onsekerhede oor die geeswêreld. Al wat jy moet navigeer as gelowige, al wat jy moet navigeer van buite af binne toe is die Heilige Gees. Daar is niks anders nie. Daar's geen ander invloede wat jy hoef aan aandag te gee nie. En daar's nie ander goed wat jy hoef te weet nie. En daar's nie ander goed wat jy hoef te volg nie. Daar's nie ander insprake wat jy nodig het. Jy het die Heilige Gees nodig. Die res van die geeslewe, van die Heilige Gees, geesvervulde lewe, kan jy van bo op jou eie boot af navigeer. As die Gees daar is die res van die verantwoordelikhede aan boord. So al wat van buite af inwerk op hierdie boot is wind. Goed, daar's nie syne nie, daar's nie ouens wat 60 deliveries doen nie, daar's nie helikopters wat hier kom land nie, daar's niks nie. Alraai, dis net die wind. Al wat hier aankom wat nie van die boot af is nie, is die wind. Enigiets anders is nie goed vir hierdie vaart nie. Die res is alles van op die boot af. Alles is die realiteite op die boot, behalwe die wind wat van buite die boot afkom. Wind awareness. Die tweede essential was sail setting. Goed, sail setting het gegaan oor die twee seile en die voorste seil op 'n boot, jy kan sien aan my regterkant is die voorkant van die boot. Die voorste seil vang wind. Hierdie seil is ontwikkel om wind te vang waar die wind ook al vandaan kom. Gaan soek uit die wind en dan gooi jy die wind binne in hierdie seil. Hierdie seil is baie meer vas. Hy's aan 'n mas vas, die tweede seil. En die rede hoekom die tweede seil aan die mas vas is hierdie mas is vas aan die boot en dit dryf die boot. So 'n baie sterk koneksie hierso. Goed, maar hier's nie 'n koneksie nie. Jy sal sien hier is geen koneksie hier nie. Die rede daarvoor is hierdie seil soek die wind en vang die wind en gee die wind vir hierdie seil om iets mee te doen. Dis hoe bote werk, dis hoe seilbote werk. Dis die beginsel van hoor en doen. Goed, sail setting gaan oor hoor en doen. Hoe navigeer ek in die eerste plek die beweging van die Heilige Gees? Dis 'n baie eenvoudige beginsel. As die Gees beweeg, is daar twee goede ek en jy moet weet. Ek moet hoor en doen. Dis al. Ek moet hoor en doen. Mense wil kursusse gaan bywoon en snaakse konferensies bywoon en met snaakse mense praat en allerlei openbaring sê en nog insette hê en by nog iemand gaan aanklop en nog steeds onseker en onvrymoedig bly oor die wêreld van die Gees, want ons weet nie hoe nie. Dit is eintlik baie maklik. Kindertjies van 2 weet al wat is hoor en doen. Dis wat jy leer. Dis die eenvoudigste ding onder die son om onder die knie te kry. Dis die eenvoudigste lewensles is hoor en doen. Hoor en doen. Leer om opdragte te onthou en uit te voer. Dis ons groei na volwassenheid. Dis die elementêrste beginsels vir 'n kind om groot te word is hoor en doen. En dis wat daai twee seile doen. Die voorste seil hoor die wind en hy soek hom en hy gee hom vir die agterste seil om te doen. Dis hoor en doen. Dis sail setting. Dis die tweede beginsel. Die derde beginsel, boat balance. Boat balance het ons gesê beteken dat die watervlak aan die linkerkant en die regterkant van die boot soveel as moontlik vir so lank as moontlik dieselfde moet wees. Ons sien baie prentjies van bote wat so skuins vaar, nê. Daar die hele seiljag hang so skuins en is baie mooi en die water spat, jy weet, en die ouens hang daar aan die toue en so meer. Maar 'n boot is ontwikkel deur ingenieurs, dis hoe sy romp ontwikkel is om horisontaal gebalanseerd te vaar en dit is waar hy sy hoogste spoed kan bereik. So 'n boot wat skuins vaar kan wel skuins vaar, maar as 'n klomp goed wat gebeur wanneer 'n boot skuins vaar. Die oomblik wanneer 'n boot skuins vaar, begin hy rigting verloor. So nou moet iemand die hand op die stuurwiel wys. Op die hand op die stuurwiel hou of op die roer hou, nê. Nee. So ek moet heeltyd alter. Ek moet die hele tyd aanpassings maak. As die boot gebalanseer is aan die linkerkant, met ander woorde die boot lê reguit in die water, regop in die water, kan hy maksimum spoed bereik en hier's 'n baie interessante ding oor 'n boot wat skuins vaar. 'n Boot wat skuins vaar, druk altyd sy neus in die wind in. Wat is die wind? Die wind is die Heilige Gees. 'n Boot wat skuins vaar, druk sy neus in die wind in, teen die wind. Goed. Iemand wat skuins vaar, begin teen die Gees werk, onwetend. En iemand wat teen die Gees werk, met sy hand op sy eie stuurwiel begin hou, hy met sy eie lewe begin beheer, en die lewe van die Gees is juis nie beheer nie. Die lewe van die Gees is juis nie gemanipuleer nie. Dis die Geeswêreld, dis ongemanipuleer. Ek wil my hande van die stuurwiel afhaal, dis wanneer die Heilige Gees begin werk, nie op die stuurwiel sit nie. Maar wanneer ek skuins vaar, gaan die neus van die boot in die wind in en moet ek aanpassings maak met die stuurwiel op die roer. So ek moet beheer terugneem. Nou wat beteken dit as 'n boot skuins vaar? Daar's twee goed op 'n boot wat jy kan meet wat die boot regop of skuins bewys. En dit is die platlyn van die boot, dis sy dek. Dis hierdie area waarop mense sal bymekaar kom of mense sal staan of mense leef. Dis die dek wat mense in jou lewe langs jou staan. Hier sien jy jou verhoudings, hier is mense gemaklik, hier is mense veilig, hier kan mense regop staan.
Dis die mense in jou lewe, dis die mense wat 'n pad met jou stap. So hierdie vlak kan jy lees en daai vlak kan jy lees. As 'n boot van voor af kom en jy reg van voor af kyk, kan jy baie duidelik sien of daardie mas horisontaal staan, ten minste vertikaal staan. En as die mas vertikaal staan, met ander woorde as die mas regop staan, wat baie maklik is om te sien, my verhouding met God, moet die dek horisontaal wees. Die oomblik wanneer my verhouding met God oorlee na een van die twee kante af, word dit gevaarlik in die verhoudingsomgewing van my lewe, want mense gaan afval. Daar goed is mekaar vas. So jy kan sien of 'n boot reguit vaar, en 'n boot wat reguit vaar, wat sy mas verhouding met God regop staan, en sy dek gaanbaar is, dis die term in seilvaartwêreld, in die seilvaartwêreld is gaanbaar. Is die dek gaanbaar? Is dit veilig op die dek? Kan ek staan op die dek sonder om aan te val? 'n Mas wat vertikaal boontoe wys, verhouding met God, en die dek is gaanbaar, horisontaal, dis veilig vir mense, is 'n boot wat maksimum spoed kan bereik in die geeswêreld. Wat is maksimum spoed in die geeswêreld? Maksimum spoed in die geeswêreld is, ek het klaar gemaak met beloftes van die Here opskryf wat nie wil realiseer nie, en ek is besig om te sien God se wil realiseer in my lewe. Baie gelowiges ken net een manier van Christen wees. Dit is om beloftes bymekaar te maak, woord bymekaar te maak, preke te luister en te hoop dat dit eendag sal gebeur in my lewe. Dit beteken daardie boot vaar baie stadig of hy het gestagneer. Hy is op pad nêrens heen nie. Hy het gestagneer. Die boot is gemaak om maksimum spoed te bereik, maar hy moet links en regs ewe diep in die water wees. Dit beteken sy mas staan regop en sy dek is plat. Dis veilig vir mense. En ons kan daardie aksie kan ons gaan lees in ons eie geestelike lewe, in ons verhouding met die Here, of aan mense om ons wat veilig of onveilig voel in ons lewens. Dis die werk van die Gees. Die werk van die Gees werk so sterk na God toe, soos dit tussen mense werk. Iemand kan nie sê ek is vol van die Gees van die Here, ek het openbarings van die Here, of insette van die Here, of drome van die Here, of opdragte van die Here, of enige iets van die Here, maar hy kom met niemand klaar nie. Met ander woorde, ek staan buite die kerk is nie belangrik nie. Ek het nie nodig om deel te wees van 'n gemeente nie, is nie belangrik nie. Ek is nie deel van 'n selgroep nie, ek praat nie met medegelowiges nie, en ek is in konflik met almal om my. Veral die mense wat die Here in jou lewe geplaas het. Goed, en hier is familie 'n baie sterk faktor. Goed, ek sien in elke seisoen van jou lewe nie, elke familie gaan deur sy scratches. Maar in die meeste van ons lewens is familie 'n baie sterk aanduiding van waar God heers in my lewe. Nou, dit beteken nie dat as iemand anders die verhouding opkarring en iemand anders die verhouding ongemaklik maak, dat jou geestelike lewe nie reg is nie. Vir daardie persoon behoort dit 'n aanduiding te wees dat sy geestelike lewe nie reg is nie. So ver as wat dit hele aangaan, sê die woord, daar skrif hieroor. Die woord sê so ver as wat dit hele aangaan. Goed, so ek praat nie van iemand wat jou kwaad maak of jou goed wil steel of jou goed wil vat of iemand anders wat jou lewe omkarring nie. Dis sy aanduiding, dis sy gauge. Hy moet daai gauge lees. Maar die woord van die Here sê so ver as wat dit hele aangaan, leef in vrede met alle mense. Wat is dit? Dis 'n dek. Is my lewensdek plat, gaanbaar, veilig vir ander mense? Sover dit my aangaan, leef ek in vrede met alle mense. Dis my aanduiding, dis die gauge wat ek lees, nê. Goed, so dis boat balance. Ons het laasweek gepraat oor boat trim. Nou boat trim het, soos die bootbalans links en regs lees, het die boot trim te doen met die neus en die stert. Die van julle wat al op 'n motorboot gery het wat ski, as jy wou geski, dan moet iemand die trim stel van daardie boot. Ons seker te maak die neus van die boot lig nie op nie, want ek trek iemand wat ski agter. Ons seker te maak die neus druk nie in die water in nie, dan gaan ons nie wegkom nie. Die trim moet reg wees en dit beteken dat in motorbootterme, ons is nie met motorbote besig nie, hulle gebruik die wind nie. Hulle gebruik petrol. Maar in motorbootterme wat baie mense meer bekend is, praat ons van plein. Hy plein. Goed, met ander woorde die boot plein. Dit beteken die boot het sy profiel in die water gevind en hy kan maksimum spoed bereik. As hy nie plein nie, druk sy neus in die water of lig sy neus uit die water uit en dan werk dit nie goed nie. Nou op 'n seilboot waar wind betrokke is, werk dit amper dieselfde, behalwe dat jy het nie 'n knoppie wat die motor trim of die boot trim nie. Die boutrim word bepaal deur waar die gewig is in die boot. So wat gebeur in 'n seilboot soos hierdie is, hierdie holte hier, jy kan dit ook sien binne daardie boot, is gemaak dat jy wel wanneer jy angstig raak, agter by die stuurmeganismes kan uitkom. Hier is die roer wat die boot stuur, en baie bote het 'n stuurwiel op, of hulle het hier 'n rudder, lever. So die boot is so gemaak dat jy kan, as jy angstig raak, hierdie boot begin bestuur. Maar wie van julle het geweet dat seilbote word nie bestuur met stuurwiele nie? Seilbote word bestuur met seile. Goed, ervare seilvaarders gebruik nie 'n stuurwiel op 'n boot nie. Dis angs wat dit veroorsaak. Dis onsekerheid wat dit veroorsaak. Dis vaarders in opleiding wat dit nodig het, wat naby die stuur wil wees. So ek weet nie hoe werk hierdie groot ding hier bokant my, dis baie intimiderend hierdie verhouding met God, hierdie geestelike wêreld. Is baie intimiderend en ek gryp die stuurwiel. Ek gaan hierdie roer draai en hierdie ding dwing dat hy teruggaan waar ek hom wil hê.
Dis manipulasie in die gees, dis beheer. Jy sê wat ons geroep is om in die gees te doen nie. So boutrum in die seevaartwêreld of in die seilvaartwêreld word bepaal deur waar jy sit. As mense op die boot op die regte plek sit, kan die boot se trim reg vaar in die water. Hy plein korrek. As almal agter by die stuurwiel sit, dan lig die neus op. En daarom het baie mense op boot al vir jou gesê, gaan sit asseblief voor op die neus, ek moet hier agter sit. Kan julle daar voor sit, ons moet vinnig ry. En as jy voor sit, dan balanseer dit die boot se trim, en nou kan die boot sy maksimum spoed met minimum weerstand in die water behaal. Goed, so die vraag is met boutrim is, waar sit jy in jou boot? Jy is veronderstel om in die middel te sit, hier by die mas. Jy is veronderstel om met die geesmeganismes jou lewe te stuur, nie met die stuur wat beheer verteenwoordig nie. Die oomblik wanneer jy daar weg beweeg by hierdie seilmeganismes waar die gees werk en hier agter kom sit, moet ek my boot manipuleer en wat gebeur is my boutrim word ongebalanseer, die neus van die boot lig op en hierdie ding kan nie spoed optel nie. Wat gebeur? Ek stagneer in my geestelike lewe. Daar's geen beweging in my geestelike lewe nie. Ek bepaal my eie uitkomste, ek bepaal my eie toekoms. Goed, dis boutrim. Vanoggend ons gepraat oor co-sailed. Essential 5 is co-sailed en dit beteken dat is baie belangrik. Die 5de belangrikste beginsel wat universeel geleer word is dat seilvaarders leer om rekord te hou van die roete wat hulle gevaar het. Seilvaarders moet weet waar hulle gevaar het. Goed, ek moet rekord hou. Hier is nie 'n sosiale Sondagmiddag roeibootjie wat ek met roeispanne oor die parkie se dam gaan roei nie. Ek is ook nie op een of ander opblaasmatras in my swembad nie. Ek is in 'n lewensgevaarlike situasie, maar die spel met seilvaarders is om teen die vinnigste spoed en die kortste pad by my bestemming aan te kom met almal aan boord. Want dit is die gedagte. Al daardie beginsels is daarvoor ontwikkel. Die vinnigste roete, die kortste roete en die veiligste roete. Dis die missie van seilvaart. En daarom is daar beginsels soos course sailed. Course sailed beteken roete gevaar, die roete wat ek gevaar het met ander woorde en ek het rekord daarvan. Nou luister, die Here sê vir Moses, Moses, onthou die hele pad waarvolgens ek jou gelei het. En die rede hoekom die Here dit vir Moses sê is omdat Moses foute gemaak het. En Moses gehoor het hy gaan nie die beloofde land inneem nie. Moses was nooit in die beloofde land nie. Hy het die mense uit Egipte gaan haal, maar hulle nooit in Kanaan ingelei nie. Hy is dood voor dit. Hy het 'n klomp foute gemaak. Die Here het nie toegelaat dat hy in die beloofde land ingaan nie, en die woord sê hoekom nie, want daar's foute gewees. Maar luister wat sê die Here vir Moses. It's not all gone. Partykeer het ons nodig om dit te hoor. Partykeer beland ons in ons lewensbootjie op plekke waarheen ons gedrift het. En ons het nie rekord gehou van hoe ons daar gekom het nie. En God se boodskap vir ons is, it's not all over. All is not lost. Goed. En dan begin die Gees ons herinner aan die hele pad wat God met ons gestap het. As jy ooit in jou lewe daar was en jy wil moed opgee, gaan die Here jou aan die hele pad herinner. En as 3 goed wat belangrik is waar kom ek vandaan, waar is ek en waar is ek heen op pad? That's course sailed. Waar kom ek vandaan, waar is ek, waar wil ek heen gaan? In die sekulêre wêreld vra mense vir mense wat rigting soek in hulle lewens 3 goed. Goeie sielkundiges of 'n goeie life coach sal hiermee begin. Ek gaan na 'n life coach toe, my lewe staan stil, ek kry niks reg nie, ek weet nie hoe my goals te bereik nie en ek het nie energie en momentum nie en ek het nie motivering nie. Nou gaan ek na 'n life coach toe en enige goeie life coach sal op sy manier met sy modelletjie en sy agtergrond vir jou net hierdie 3 dinge verdeel of vra. Jy sien 3 dinge wat life coaches vir jou kan vra. Wie is jy? Waar is jy? En wat soek jy? Einde van die sessie. Goed, maar kan jou jare besig hou as jy wil. Dis waar life coaches hulle geld maak. Goed, want ons kan dit nooit direk antwoord nie. Wie is ek? Wat bedoel jy wie is ek? Dit gaan 'n klomp sessies wees. Dit gaan 6 of 10 sessies vat. As jy saamwerk, dit kan 'n paar jaar vat. As jy nie saamwerk nie. Wie is jy? En wanneer ek weet wie ek is, waar kom ek vandaan met ander woorde? Wie is ek? Dis my agtergrond, dis my heenkome, dis my geskiedenis. Wie is ek? Dan eers kan jy vir jouself sê waar is jy? Goed, want 'n stukkende mens wat op 'n fantastiese plek beland, interpreteer sy fantastiese plek as stukkend. Kom ek sê dit weer, ek kan dit opskryf as jy wil. 'n Stukkende mens wat op 'n wonderlike plek beland, interpreteer en beleef sy wonderlike plek as 'n stukkende plek. Stukkende mense beland in fantastiese huwelike en beleef fantastiese huwelike as horribale plekke. Hoekom is dit 'n horribale plek? Dis nie 'n horribale plek nie. Stukkende mense. Ek moet eers weet wie ek is, voor ek vir jou kan sê waar ek is. Baie mense wat deur egskeiding, praat toevallig van egskeiding, baie mense wat deur egskeiding is, het nooit 'n probleem met die egskeiding gehad nie, hulle het 'n probleem met hulle self gehad. Baie mense.
Dis ek. Kan dit herken nie, is baie moeilik om dit te herken, veral as jy klaar gewond is. Maar ek is die probleem. En wat met sulke mense dikwels gebeur, is sulke mense klim uit die huwelik uit, rush in 'n volgende verhouding in, en presies dieselfde goed herhaal hulle self. En sulke mense begin éventueel glo, huwelike is horribale plekke. Mense moenie meer trou nie. Nee, dis nie die huwelik nie, dis die probleem. Daai probleem maak nie saak waar daai probleem opdaag nie, daai probleem gaan probleme veroorsaak. Jy het gehoor van die man wat by die dokter gekom het, vir die dokter gesê het, ek is verskriklik seer. Die dokter sê van waar? Hy sê ek is oral seer. Alles in my is seer, my kop is seer, my nek is seer, my tone is seer, alles is seer. Hy sê maar jy keer iets verskriklik. Hy sê wys my waar is jy seer? Hy sê druk op jou oor en die ou druk jy, hy sê dis hier verskriklik seer, weet. En die dokter sê dit kan dalk binne oor infeksie wees of iets van die aard. Hy sê waar is dit nog seer? Hy sê hier is dit verskriklik seer ook. En dan die dokter sê wel dit is aan mekaar gekoppel, miskien is dit weet nasale probleme of sinus of iets. Hy sê waar is dit nog seer? Hy sê is hier ook baie seer. Hy sê wel as die nek, weet, miskien het jy 'n kroniese drup in jou keel en jy sê jy's dalk besig om griep te kry, weet. Hy sê maar ek is hier ook seer. Hy sê ja, dis bietjie snaaks want niks met jou sinus mee uit te waai nie. Hy sê maar ek is onder my voet ook seer. Die dokter sê wys my jou vinger. Hy sê 'n doring in jou vinger. Dis baie keer die probleem. Nou, dis wat gebeur met mense se lewens wat nie hulle identiteit en hulle heenkomme uitgesorteer het nie en probeer interpreteer waar hulle beland het. Miskien is dit in die middel van jou studies. En jy wou gaan studeer het en daar's vir jou voorsiening gemaak om te studeer en jy het 'n fantastiese geleentheid gekry om te kan gaan studeer, baie min mense daai geleentheid en jy's in die studies en in die middel van jou studies besef jy hierdie is die verskriklikste plek, ek moes nooit hier gewees het nie, hierdie is nie my ding nie, ek soek dit nie, ek like dit nie, ek gaan nie meer aan nie, ek gaan opskop en maak nie saak wat in verhoudings gebeur nie, ek is klaar. Kyk net in jou vinger. Maak nie seker, daar's nie 'n doring in jou vinger nie. Goed, want stikkende mense interpreteer fantastiese plekke. En stikkende mense interpreteer fantastiese mense. En stikkende plekke interpreteer fantastiese geleenthede as horribaal. Die probleem is nie die mense en die plekke en die geleenthede nie, die probleem is die individu. Presies dieselfde individu wat heel word en wat volkome word en hulle self in Christus gaan vind, interpreteer dieselfde plekke later as van die grootste geleenthede wat God my gegee het. Wie is jy? Dis die beginsel. Dan, as jy eers weet wie jy is, dan gaan kyk jy na waar is jy. Goed, ek kan nie my konteks interpreteer sonder om te weet wie ek is nie. Identiteit is so belangrik. Goed, as ek weet wie ek is, dan kan ek uitvind waar is ek en moet nooit probeer vir jouself uitvind wat jy uit iets wil hê, wat jy wil skoor, wat jy wil huis toe vat, wat jy wil beleef. Nee, jy moet nooit vir jouself oortuig wat jy eintlik wil hê sonder om te weet wie jy is en waar jy is nie. Goed, want stikkende mense wat op slegte plekke beland, weet nie wat om na te kyk en wat om huis toe te vat nie. Goed, en dit word deel van die slegte belewenis. Daarom beland ons in ko-afhanklike verhoudings waarin mense dood eenvoudig alles wat hulle kan kry in so kort as moontlik tyd wil hê vir hulself en dit word 'n selfsugtige misbruik van ander individue. Dis codependency. Dis wat in verhoudings die hele tyd gebeur. Ek weet nie wie ek is nie. Goed, so ek verstaan nie hoe kosbaar is die plek waar ek is nie en daarom weet ek nie wat ek soek nie. Dis hoe dit werk in stikkende verhoudings. Dis hoe dit werk in stikkende huwelike. Omdat ek nie met myself vrede het nie, verstaan ek nie hoe kosbaar is die geleentheid of die ander individu wat in my lewe ingekom het nie. En omdat ek nie weet wie ek self is nie of stikkend is en nie verstaan hoe kosbaar hierdie individu of die konteks of die plek is waar ek op land het, weet ek nie wat ek wil hê nie. Dis waar abuse gebeur. Inteendeel, dis die begin van perversie. As jy gewonder het hoe perversie werk, dis die roete van perversie. Gebroke identiteit, misgeïnterpreteerde konteks, weet nie wat ek wil hê nie en perversie gebeur in verhoudings of in mense se privaat lewens en so meer. Goed, so dis die 5de een gewees. Nou vanaand maak ons klaar met die 6de beginsel en die 6de sailing essential is die term, miskien het jy die term nog nooit gehoor nie. Ek het dit nooit voorheen van gehoor voordat ek betrokke geraak het met hierdie goed nie. En dit is wat die Engelsman sou noem hove to. Jy het al gehoor van hove to? Wie wil 'n kans vat? Wie weet wat beteken hove? Hove to? Daar's 'n moderne term hiervoor wat ook in seilvaart gebruik word en is die term heave. To heave to. Jy kan nie net heave nie, jy moet heave to of jy moet hove to. En dit word interaktief gebruik in verskillende kontekste of moderne of meer tradisionele omgewings, maar ons gaan gesels oor die sailing essential 6 en dit is to understand hove to. Vreemde term, nee. Jy hoor in Engels, maar hier is dit en ek gaan dit vir jou lees om te verstaan wat beteken hove to. Luister hierna.
The goal when heaving to is to create balance between the wind, the sails and the rudder. Daar's die rudder. Goed. The wind, the sails and the rudder that effectively stalls the boat in a roughly 45-degree angle to the waves. Nou kom verduidelik net vir julle Afrikaans is wat hier staan. Ek moet dit ook vir myself van uitsorteer het. So to hove to beteken dat ek die boot in 'n posisie gaan parkeer. Stol. Jy geweet jy kan 'n boot parkeer in die middel van die see? Jy kan as jy weet hoe. Dis hove to. Hove to beteken ek parkeer die boot. En hoe ek 'n boot parkeer is ek span die seile om te werk teen die roer. Die seile gaan teen die roer werk en die seile en die roer gaan teen die wind werk. Goed. So tegnies, meganies klink dit soos 'n block-out. Gaan hierdie ding parkeer. So as die wind waai, gaan die wind teen die seile waai en ek parkeer hom teen die golwe en die seile en die wind werk teen die roer en die roer werk teen die wind en die seile en die wind werk teen die roer en die seile. Het julle hom? Al drie daardie goed gaan teen mekaar werk om 'n driehoek teen beweging te skep en dit parkeer die boot. Presies waar ek hom opgestel het. As ek weet hoe om te hove to. So ek moet die seile ken, ek moet die roer ken en ek moet die wind ken. Dis sailing essential nommer 6. Die ander goed het ek nou onder die knie. Ek is wind aware, ek weet wat is sail setting en ek weet wat is boat balance. Ek moet daai drie goed verstaan en bout trim. Dan kan ek hove to. So dis die laaste essential. As ek alles onder die knie het, kan ek hove to. So hove to beteken ek gaan die boot parkeer. Hoekom wil mense hove to? Hove to word gebruik in lewensgevaarlike situasies in die oseaan. Dis wat jy sien op hierdie films, van mense wat verlore geraak het op seiljagte oor die wêreld en 40 dae en 2 maande weg was en so meer. Dis die beginsel. Dis hoe sulke mense oorleef in daardie storms, is die hove to beginsel in yachting. Goed, in seilvaart. So kom ek lees dit weer vir jou. The goal when heaving to is to create balance between the wind and the sails and the rudder that effectively stalls the boat at a roughly 45-degree angle to the waves. Wat is waves? Dis die aanslag van die lewe. Golwe is die aanslag van die lewe. With the bow absorbing the brunt of the wave power and the boat in a relatively stable position, life aboard becomes safer and more comfortable than in most other attitudes. Wanneer die boot gevries word of geparkeer word en die seile en die roer en die wind werk teen mekaar, is nie eintlik nie teen mekaar nie, is eintlik 'n balance. So seilvader sê nie dit werk teen mekaar soos ek nie, ek is 'n pastoor, ek is 'n seilvader nie. Goed, so is eintlik nie teen mekaar nie. Hulle sal dadelik vir jou sê, wag, dis nie teen mekaar nie, dis balance. Dis nie teen mekaar nie. Want teen mekaar beteken dat een van die drie gaan breek en dit gaan nie die wind wees nie. So of die mas gaan breek of die roer gaan breek. As dit teen mekaar is. So die regte terminologie is balance. Die wind en die seile en die roer balanseer mekaar die hele tyd om in 'n 45 grade hoek teen die golwe te wees. Waarom 45 grade? As hierdie stoele voor my, julle stoele, die golwe was agter mekaar wat teen my gekom het en ek het my neus 45 grade in daardie hoek in, dan breek die neus van die boot, breek in die golf in en hy gly op die gladste manier oor die golf. Hy slaan hom met ander woorde nie een slag aan die kant nie. Hy kan nie sy neus binne in die golf indruk nie, dis juist wat hy nie kan doen nie. Dan gaan die golwe bo die boot breek en alles afbreek bo op die boot. So 45 grade in die wind in is die gladste manier wat daardie voertuig oor die golwe gaan beweeg. En dit is die gemaklikste vir mense aan boord in daardie posisie. Nou hier is interessant, min seilvaders ken dit. Almal weet daarvan, almal hoor daarvan, maar min ken dit. En die rede is omdat dit oefening en blootstelling en oefening en blootstelling en oefening en blootstelling neem en jy in wese jouself leer om te hove to. Die ander rede is omdat alle bote anders en verskillend hove to. Bote se seile is verskillende grootte. Bote se roere is verskillende grootte. Bote se lengte is verskillende lengtes. En elke storm en elke windintensiteit is anders. En dis 'n balans.
So is baie moeilik om iemand te leer hoe om te hoof toe op sy boot, op my boot uit ervaring werk dit anders as op jou boot. Jou lewe het altyd unieke eienskappe wat anders sal wees in my lewe. Jou storm lyk anders as my storm. Het jy dit agtergekom? Iemand kan vir jou hoeveel keer sê ek verstaan waardeur jy gaan. En jy weet, dankie, ek waardeer jou liefde en ondersteuning, maar hierdie moet ek persoonlik deurwerk. Maar klink dit bekend? En dis hoof toe wat nodig is. Hoe jy daai storm gaan oorleef is hoof toe. Maar luister, hier is belangrik. Hoof toe word net geleer deur herhaaldelike blootstelling en oefening. Herhaaldelike blootstelling en oefening. Daarom kan jy nie iemand leer oor 'n tafel met 'n koppie koffie hoe om die ergste weerstand en verliese en trauma in hulle lewens te oorleef nie. As ons dit kon gedoen het, sou ons dit met ons kinders gedoen het vandat hulle 1 jaar oud is. Kom ek drink met jou koffie 1 keer 'n jaar en ek gaan weer verduidelik hoe oorkom jy alles in jou lewe wat nie, dan bestaan nie so 'n gesprek nie. Ons het net nie so 'n gesprek met mekaar nie. Ons kan nie mekaar dit leer nie en die rede is omdat ek dit persoonlik moet leer. It's only a matter of tweaking and practice. Make one change at a time and keep a log of what you are doing so you will know what worked and what didn't. Vir my so 'n bietjie soos journaling deur die storms van my lewe. Bietjie onthou, hoe het ek die Here beleef vorige keer? Wat het ek gedoen? Hoe het ek myself gehandhaaf? Hoeveel tyd het ek met die Here spandeer? Wat het ek reg gedoen? Wat het ek verkeerd gedoen? Keep record. Log all your actions. Dis wat hulle mekaar leer. Nou is nog iets interessants onder seilvaders. Daar's 'n persepsie onder sekere seilvaders, onder die nuwe generasie seilvaders, is daar persepsies dat dit net ouer bootontwerpe is wat dit kan doen. Ek het hierdie baie interessant gevind. Bronne sê, uit die seilvaartomgewing sê, daar's altyd 'n persepsie onder jong seilvaders dat dit ouer bote is wat makliker en beter hoof toe. En jong mense wat in seilvaart betrokke raak, sê almal op een of ander stadium, hierdie nuwe bote wat ons deesdae koop, hoof toe nie so goed as die oues nie. Often, a boat that is improperly hove to ends up fore-reaching unintentionally. Hence, the erroneous belief that modern boats cannot heave to. Jong mense, ek wil spesifiek dit vir jou sê, ek is baie bly dat julle vanaand hier is. Goed. Daar's baie dikwels persepsies onder jong gelowiges en onder jong mense, dat die ouer generasies hierdie goed makliker onder die knie gekry het, en dat ons meer en meer unieke en feller aanslagte vandag in hierdie lewe het om te oorleef, as ons oupas en ons oumas. Jong gelowiges glo dat gelowiges uit die vorige eras wat 20 en 30 en 40 jaar al die pad stap, ander uitdagings gehad het as wat ons vandag mee versoeker word, en daarom kom hulle makliker die geloofsuitdagings oorleef as ons vandag. Weer die vorige geslag gelowiges het nie sulke ernstige temptations gehad soos ons. Hulle het nie met selfone in hulle sakke rondgeloop nie. Hulle moes nie alles by die skool en universiteit op hulle internet doen nie, al was dit seker goed gewees nie. Hulle het dit anders gehad en eintlik sê ons dat hulle dit makliker gehad en eintlik ken hulle en verstaan hulle nie wat ons moet navigate nie. Daar's in seilvaartkringe onder jong seilvaders is daar 'n persepsie, 'n idee dat dit net ou seilbote is wat maklik kan hoof toe. En die rede is wanneer ons leer om te hoof toe in ons eie storms, wanneer ons leer om daardie balans tussen die wind en die seile en die roer te balanseer en ons boot neus 45 grade in die aanslag van die golwe van die lewe in te kry. Goed, wanneer ons nog leer, sukkel ons om die grade reg te kry en wat eintlik gebeur is ons beland in posisies wat nie 45 grade teen die golwe is nie en ek draai te ver uit die 45 grade en die golf slaan my reg op die kant van my boot. Nou 'n golfslag op die kant van die boot is die ergste stamp wat jy binne in daardie boot kan beleef. En jy kan jouself bewusteloos stamp binne in daardie boot as jy nie weet daardie golf van die boot slaan nie. Daarom moet dit 45 grade wees. En aan die ander kant as dit in 'n kleiner hoek kom as 45 grade, begin die golwe bo die dek spoel en dit raak baie gevaarlik buite. Maar dis ervaring. Eventueel raak ek so ervare in my lewe met my verhouding met die Here dat ek weet hoe om te hoof toe. Ek wil net met saam met my blaai na 2 skrifgedeeltes toe. Die eerste een is Romeine 8. Romeine 8 vers 26 en jy gaan 'n klomp van hierdie beginsels optel in hierdie baie bekende gedeelte. Goed.
So vanaand se boodskap, of hierdie boodskap Sailing Essential 6 het te doen met die feit dat die Gees van die Here, die wind, ons nooi om soms in 'n balans met die werk met die Gees en my hoor en doen, my gehoorsaamheidspad met die Here en die beheer oor dit wat ek wel voor verantwoordelik is in my lewe, die stuurwiel, in balans te kry en veilig te wees in die midde van lewensgevaarlike of baie uitdagende omstandighede. In die middel van die see wanneer so 'n storm losbreek, kom seilvaders op 'n plek wat hulle vir mekaar sê of hulle self sê, nou gaan ons hoof toe. Nou tegnies daar buite op die see, en miskien het jy dit al in films gesien, is die manier hoe jy hoof toe op 'n seiljag, en seiljagte is so ontwikkel, is jy gaan die seile op 'n sekere manier span en vasmaak. En die roer op 'n sekere manier vassluit. Daardie stuurwiel of meganisme dat hy nie kan beweeg nie. So ek draai die roer op 'n sekere grade, ek gaan die seile op 'n sekere manier vasmaak dat dit nie kan loskom nie, en dan gaan ek binne in die boot klim en die deksel of die deur seël. Seilbote is gemaak dat die deur kan seël. Dis nie 'n agterdeur wat jy oopmaak nie. Dis gewoonlik 'n glydeur wat kan seël sodat wanneer daar water oor die dek sou gaan, die water nie binne in die boot kom nie. So sulke vaarders in sulke gevaarlike omstandighede seël hulle self binne in daardie boot. En luister, hier is nog iets mooi oor hoof toe. Ervare, gesoute seevaarder sê, dis eers wanneer 'n boot deur die toets van hoof toe is, wat die vakmanskap van die ingenieurs en die bouers bewys is. Dis nie maksimum spoed nie. Dit is nie hoe lekker dit op die dek is nie. Dis nie om te tan op die dek nie. Dis nie daai goed nie. Dis nie die obvious goed wat ons so dikwels dink, hierdie is die geeslewe, dis great. Dis nie dit nie. Hierdie is die geeslewe, God is goed vir my. Dis nie dit nie. Hierdie is die geeslewe, God het weer my gebede beantwoord. Dis nie dit nie. Die kwaliteit en die vakmanskap van die ingenieur en die boot word eers bewys wanneer 'n boot getoets is in van die gevaarlikste storms op aarde en die vaarders veilig by hulle bestemming aangekom het. So 'n boot is kwaliteit. Maar kan dit nie bepaal voor die tyd nie. God se vakmanskap op jou lewe, God se bedrading in jou lewe, God se DNA in jou lewe word eers bewys wanneer my en jou geloof storms oorleef het. Nie sonder dit nie. En dit gaan jy ook hier lees. Dis hoekom hierdie skrifte geskryf is. Romeine 8 vers 26, ek wil dit vir jou lees. Lees saam met my. Net so kom die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Dis nou in 'n storm. Goed. So wanneer ons swak is in die storm, ek is in 'n krisistyd in my lewe, dinge val uitmekaar in my lewe, en net so kom die Gees, dis die wind, ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreekbare versigtiging. Met ander woorde, die Heilige Gees begin ons agenda voor die Vader noem. En dit is hoekom seevaders nie sê, jy parkeer hierdie boot en die goed werk teen mekaar nie. Hulle kom in balans. Want seevaders weet, alhoewel dit vir my as 'n leek, iemand wat nie ken van seilvaart nie, lyk of die wind baie gevaarlik is. Ek meen die wind skeur seile en die wind gooi die bote om en die wind breek die goed. Seevaders sê die wind is jou vriend. Dis die golwe. Dis nie die wind nie. As jy die wind ken en wind aware is en weet om met die wind te werk, dan gebruik jy die wind vir jou voordeel en die wind is daar vir jou voordeel. Iemand wat langs die pad gaan staan sonder petrol, kan ons nie begin glo, petrol is my vyand. Dis petrol wat veroorsaak het dat ek gaan staan. Te min petrol. Goed, maar petrol is nie my vyand nie, petrol is my hulp. Net so met 'n voertuig. Die wind is nie die vyand nie, die wind is my hulp. Die wind is die Gees. En luister, wat doen die Gees wanneer ons in krisissituasies kom, in storms? En net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie wat om te bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike versigtigings. Met ander woorde, hy pleit by die Vader. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons weet
dat vir hulle wat God liefhet, dis ek en jy, alles ten goeie meewerk. God sê, ek ken die kwaliteit van die vakmanskap van jou lewe. Ek is die ingenieur van jou lewe. As jy bereid is om in krisisse jouself af te sonder, seël die deur, jouself af te sonder, te weet, my seilsetting is reg, my hoor en doen is reg. Daar's nie onafhandelde werk nie. Ek het gedoen wat ek gehoor het ek moet doen, en my roer is vas. Ek is nie nodig om by die stuurwiel te wees nie. Kan ek myself afsonder voor die Here, en die Here sê, vir hulle wat my liefhet, sal alles ten goeie uitwerk. Is nie wonderlik nie. Die ingenieur van daardie seiljag sê, lok die seile, lok die stuurwiel, sluit die deur en gee oor. Jy kan gaan slaap. Baie seilvaders wat in sulke situasies op die oseaan al was en moes hou toe, sê hulle het meeste van hulle tyd spandeer om te slaap. Waaraan dink jy? Was daar nie 2000 jaar gelede 'n seilvaarder in 'n storm op 'n boot wat gaan slaap het nie? En die mense op sy dek het angstig geword en paniekerig geword en nog gaan wakker word en sê, Here, sien U nie dat ons gaan vergaan nie, maak die storm stil. Jesus het geweet. Jesus het nie gevrees nie. Jesus het geslaap in die storm. Seilvaders wat hou toe sê, die beste is, sleep it out. Kom ek herinner jou aan nog iets wat die woord sê. Sê die woord van die Here nie. God gee dit vir sy geliefdes. Wanneer? In hulle slaap. Jy kan die diepste vrede en rus beleef as jy geesvervuld is en oorgee in die slegste storms in jou lewe. Ons gaan dit nou sien. Kom ons gaan nou nog 'n skrif toe, of net bietjie verder in dieselfde hoofstuk, Romeine 8 vers 31. Kom ons lees hierdie gedeelte, dit is net so bekend. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Dis die storms van die lewe. Wat sal ons van die storms van die lewe sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As die wind vir jou is, hoe kan die golwe teen jou wees? Want as jy die wind reg gebruik, lê jy 45 grade in die golwe in. As die wind vir jou is, die gees van die Here, hoe kan die golwe teen jou wees? Navigeer dit reg. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook vir ons alles genadiglik skenk nie? En hier is 3 goed wat ek wil hê jy moet ook verstaan. Hier is nie net die slegte goed wat gebeur in ons akademiese loopbane nie. Hier is nie net die slegte finansiële ontnigterings wat gebeur in ons finansiële lewens nie. Hier is nie net die teleurstellings wat gebeur in mense se verhoudings nie. Goed, hier noem hy 3 goed. Hy sê hierdie is ook beskuldigings, veroordeling en onsekerheid oor liefde. En hy noem hierdie 3 storms in gelowiges se lewens pertinent. Jy moet ook verstaan, soos jy die pad van die lewe stap, die grootste teleurstellings in hierdie lewe is nie die fisiese goed nie. Die grootste teleurstellings is dikwels geestelike goed. Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Ek wil dit vir jou vertaal in my eie parafrase in die konteks van seevaart of seilvaart. Wie sal beskuldigings inbring soos golwe teen die uitverkorenes van God? Want God is dit wat regheid maak. God is dit wat balance en trim bring in ons lewens. Die volgende vers sê, wie is hy wat veroordeel? Want Christus het gesterf en meer nog, hy is ook opgewek. En hy sit in die regterhand van God en hy tree vir ons in. Wie kan my veroordeel? Wie kan teen my opstaan as Christus vir my is? Vers 35. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om U ontwil is ons die hele dag gedood. Ons is gereken as skape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte, dink maar aan die see, of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie.
Ek kan in die grootste storms van my lewe myself van afsonder met die Here en oorgee en rus beleef. Efesiërs 6 praat van die wapenrusting. Ek wil dit nie vir julle alles lees nie, maar Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 20 praat oor die wapenrusting en hy sê fenomenale en insiggewende goed. Hy sê eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ek wil jou terugvat na die seiljag toe wat in die storm houw toe. Wat het die seilvaarder gedoen in daardie lewensgevaarlike omstandighede? Wat het hy gedoen? Hy swak. Ek meen 'n man in die middel van die see in golwe van 10 en 20 meter hoog. Wat is 'n man? 'n Man oorboord is hy weg. Hulle sal hom nooit weer kry nie. Wat is 'n man? Tog kan daardie man in die middel van daardie storms sterk wees. Hoe? In die krag van sy sterkte. Dis die krag van die wind en die ingesteldheid van die seile wat daardie man red. Wie's die man? Niks. Wat's die man? Dis niemand en niks nie. Maar wanneer ek in 'n situasie is en ek verstaan ek kan sterk word in die krag van sy sterkte, sê Paulus juis elders, hy sê in my swakheid is ek sterk. Hy sê in my swakheid word hy sterk. Ek is sterk wanneer ek swak is, want hy is sterk wanneer ek swak is. En waar is ek? In Christus. In Christ, altyd. Always in Christ. En dan sê hy trek die volle wapenrusting aan, bied weerstand, vers 18. Wat doen ons? Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Is dit nie mooi nie? Wat is die wapenrusting? Hoe bied ek weerstand teen die aanslag van die vyand? Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. En juis daartoe waak met volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord gegee mag word as ek my mond oopmaak en dan bedien hy daaroor. Ek sluit af met 3 tekens. 3 tekens dat jy besig is om te hou toe in jou grootste krisisse. Hoe lyk dit wanneer ek my posisie gevind het en nie myself oortuig, dis ouer gelowiges, is die geloofshelde in Hebreërs 11 se bote wat kon lekker hou toe. Hulle kon storms oorleef. Hierdie nuwe bote hou toe nie lekker nie. Weet wat gelowiges vandag doen, en ek gaan dit vir jou sê, dit kan jou afronteer, maar baie keer moet die woord ons afronteer. Vandag se gelowiges, en ek praat nie van ons wat vanaand by die kerk is nie, want gelukkig is ek 50. Goed, maar vandag se gelowiges probeer Christendom 2 keer, dit werk nie, die storms word 3 storms en ek het 2 keer probeer en ek word 'n moslim. Vandag se gelowiges bid 1 keer, gee op en môre sê ek dit werk nie vir my nie. Ek gaan iets anders probeer. Ek stap uit die geloof uit. Vandag se gelowiges kom 1 keer kerk toe en 2 ouens groet hulle nie en hulle voel die Here is nie lief vir my nie. Jong seilvaders glo moderne seilbote hou toe nie goed nie. Dis die oues wat goed gehou toe het. Dis nie waar nie. Hier is hoe jy kan hou toe want jy is geesvervuld in jou storms met die Heilige Gees. 3 tekens dat ek hou toe in my stryd en in my storm. Teken nommer 1. Jy weet, jy is besig om jou seilvaartuig te hou toe in 'n storm, parkeer hom. Klim binne-in, seel die deur, sonder jouself af met God. Hy sal jou red. Wanneer weet ek is besig om te hou toe? Nommer 1. Ek is besig om te groei in krag en vrymoedigheid. En baie gelowiges bid die tipe gebede in hulle stryd, wat klink of hulle besig is om moed te verloor, hulle begin pleit. En hulle verloor vrymoedigheid. Miskien het hierdie storm gebeur oor my sonde laas naweek. Wat gebeur met so 'n gelowige? Hy verloor vrymoedigheid. Miskien kom hierdie goed soos golwe oor my, it never rains, it pours. Hierdie goed kom in 3's. Nooit een op 'n slag nie, altyd 3. Wat is besig om te gebeur? Jy is besig om die vrymoedigheid te verloor. Want hoe kan jy seker goed glo en terselfdertyd glo God gaan my red? Sy ingenieurswerk in my lewe sal nou bewys word. Check hierdie storm. As jy vrymoedigheid nie. Jy weet, jy het die neus van jou boot en jou seile en jou roer reg geparkeer vir 'n lewensgevaarlike storm en gaan aan die ander kant uitkom as jy weet, nommer 1, ek beleef in my storm
in my stryd, in hierdie krisis in my lewe, ek is besig om sterker te word, en ek is besig om te groei in vrymoedigheid. Ek is nie besig om die Here te probeer oortuig dat ek oulik sal wees en dan kan my reward gee nie. Dis onvrymoedig. Ek spreek met hierdie storm in die naam van die Here. Ek staan op en ek proklameer God se waarheid oor my lewe. Ek staan op sy beginsels. I proclaim my faith. Ek is nie besig om verskoning te vra nie. Ek is nie besig om vrymoedigheid te verloor nie. Dis 'n teken dat jou neus reg lê in die golwe. Wat is dit? Dis die wete dat ek volmaak en sonder gebrek en vergenoegd kan leef ten spyte van die storm. Waar staan dit? Jakobus 1 vers 2 tot 3. Jakobus 1 vers 2 tot 3. Kom ek sê dit vir jou in Engels. Count it all joy. In die storm? Ja. Count it all joy, brethren, when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith will produce patience. En luister nou baie mooi. Storm, patience. And when patience reach maturity, storm, patience, maturity, growth, maturity, you will be in the midst of that storm, complete, perfect, lacking nothing. Jakobus 1 vers 3. Count it all joy, brethren, when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith will produce patience. And when patience matures, you will be complete, perfect, lacking nothing. Jy geweet dat jy in die middel van die oseaan, in die diepste see, in die middel van 'n donker storm, in jou boot kan wees, saam met die Here. Perfect, complete, lacking nothing. That's peace. Dis vrede. Ek groei in krag en vrymoedigheid in die eerste plek. Die tweede teken dat my boot reg gehou toe is. Ek beleef vrede in die storm, ek het dit nou net gesê. Vrede in die storm? Ja. Die Here sê jy kan vrede in die storm beleef. Luister wat sê die woord in Habakuk 3 vers 19. Die Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van 'n hert. En hy laat my tree op die hoogtes. En dis vir die musiekleier op snaarinstrumente geskryf, dis 'n lied. Wat beteken dit? Kom ek gee dit weer in Engels vir jou. Ek kan onthou dit beter. I say, the Lord makes my feet like hinds feet. He will make me to move forward and make spiritual progress upon my high places of trouble, suffering and responsibility. High places is nie romantiese plekke nie. Dis nie fotomateriaal nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat nie van mooi kraanse nie. Hy praat nie van die mooi Stellenbosch berge nie. Dis nie wat hy van praat nie. High places in Habakuk 3 is trouble, suffering and responsibilities. Load. 'n Vrag op jou skouers. Trouble, suffering, responsibility. Luister mooi wat sê die Here, wat gebeur wanneer ons vrede beleef in die storm. The Lord God will make my feet like hinds feet. He will make me to move forward and show spiritual progress upon my high places of suffering, trouble and responsibility. Dis wat God in jou storms wil doen. 'n Gelowige wat verstaan wat is hou toe, stagneer nie in sy storms nie. Hy vrees nie in sy storms nie. Hy gaan kruip nie weg in sy storms nie. He is making spiritual progress. Dis wat vrede is. Vrede is nie stagnasie nie. Vrede is beweging. Dis vrede. Iemand wat vrees, stagneer. Iemand wat vrede het, groei. Dis waarvoor vrede is. Spiritual progress. Habakuk 3 vers 19. En die laaste teken dat jy in die middel van jou storm weet hoe om te hou toe. Ek groei in insig en perspektief. Ek groei. Elke storm in my lewe bring dieper insig en meer perspektief. Dieper insig en meer perspektief. Sekulêr sou ons sê, storms maak jou groot. Wie van julle weet storms maak jou groot? Goed, storms maak jou groot. Die storms van die lewe bring ons na volwassenheid toe. As ons weet hoe om te hou toe, anders gaan jy dit nie oorleef nie. Baie mense om ons oorleef nie storms nie. Baie mense oorleef dit nie. Baie mense kom goed oor en hulle oorleef dit nie. Eventueel byl hulle uit op een of ander manier.
Sien nie kans om die pad te stap nie. Partykeer in traumatiese aksies, partykeer net in moedeloosheid. Gee op, draai om, skop op, gaan nie aan nie, klim uit. Almal oorleef nie die storms nie. Gelowiges wat weet om te hou toe en die gees van die Here by hulle het en hulle lewens is ontwerp deur God, ek's wedergebore. Wat reg hou toe, groei in hulle storms en hulle sal altyd nuwe visie en nuwe perspektief kry na elke storm. Ek sluit af met Jesaja 40 vanaf vers 27. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby. Met ander woorde, die Here sien nie, ek suffer nie. Hoekom sê jy Israel, my weg is vir die Here verborge, hy sien nie die pad wat ek moet stap nie. En my reg, dit wat regverdig is, gaan by God verby, hy ignoreer dit. Weet jy dit nie? Of het jy nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg en mat nie. Daar's geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir hulle wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Jou volgende storm, of jou huidige storm, het al die potensiaal om God se vakmanskap en sy kwaliteit en sy ingenieurswese vir jou toekoms te bewys. Hou toe in die storm. Kom ons maak ons so toe. Vader, dankie dat U die intensiteit van elke storm in ons lewens verstaan. Here, dankie dat U ons leer dat die risiko en die probleem is nie die wind nie, dis die water. Die gees van die Here waai. Ons leer ken nou waarvandaan dit kom en ons ontdek waarheen dit op pad is. Here, wanneer ons hierdie wind gebruik om ons lewens te balanseer en ons seile span om die regte hoek, die regte invalshoek, die regte insig, die regte gesindheid, die regte ingesteldheid te vorm teenoor hierdie lewensgolwe, gaan ons in die vrede van die Here in. Ons hou toe. Hy gee dit aan die geliefdes in hulle slaap, in hulle vrede, in hulle kalmte. En wanneer hierdie toets van geloof ons lankmoedigheid tot volwasse wording gebring het, sal ons binne in die midde van die storm volkome, voorsien, vergenoegd en vol vrede wees. Volgens Jakobus 1 vers 3. Hier ons kies daardie roete in die midde van ons storms. Ons kies om nie om te draai nie, ons kies om nie die stuurwiel te gryp nie, ons kies om nie angstig te raak nie, ons kies om in die vrede van die Here in te beweeg en te groei en nuwe perspektiewe te vind. Dan gaan God en ons toekoms. Want niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. Amen.